Levitikus, hoofstuk 13. Toe het die Here vir Moses en Aaron gesê: Indien 'n persoon enige swelsel, uitslag of ligte vlek op sy vel het, kan dit moontlik 'n velsiekte soos melaatsheid wees. Die persoon moet dadelik na die hoëpriester Aaron of een van sy seuns gebring word. Dan moet die priester die aangetaste plek op die vel bekyk en ondersoek. Indien die aangetaste plek wit is en dieper as die res van die vel lyk, terwyl die hare op die aangetaste vel ook wit geword het, is dit 'n velsiekte. Die priester moet hom onrein verklaar as hy so iets sien. Maar as die wit vlek op die vel nie dieper lyk as die vel nie, en die hare op die aangetaste plek nie wit geword het nie, moet die persoon 7 dae in afsondering opgesluit word deur die priester. Indien die priester hom na 7 dae ondersoek, en daar bevind word dat die aangetaste plek nie in die vel versprei het nie, maar volgens die priester dieselfde gebly het, moet die persoon vir nog 7 dae in afsondering opgesluit word. Indien die priester die persoon na 7 dae weer ondersoek en bevind dat die plek nie versprei het nie, maar inderwaarheid verdof het, moet hy rein verklaar word deur die priester. Dit was slegs 'n uitslag of skurweplek. Die persoon moet sy klere was en sal rein wees. Maar indien die aangetaste plek inderdaad in die vel versprei nadat hy homself reeds aan die priester getoon het om hom rein te verklaar, moet hy teruggaan en homself weer aan die priester toon. Indien die priester met die ondersoek bevind dat die uitslag wel in die vel versprei het, is dit 'n tipe velsiekte soos melaatsheid. Hy moet hom dan onrein verklaar. Enige persoon waaraan daar 'n velsiekte is, moet na die priester toegeneem word. Wanneer die priester hom ondersoek en bevind dat daar 'n wit vlek op die vel is, dat die hare op die aangetaste deel wit geword het, en dat daar rou weefsel in en om die swelsel is, moet die priester hom onrein verklaar. Dit is 'n aansteeklike velsiekte wat reeds gevestig is. Die persoon moet nie in afsondering opgesluit word nie, want hy is onrein. Indien die velsiekte so versprei het dat dit die persoon, so ver as wat die priester kan sien, van kop tot tone bedek, en die priester die persoon goed ondersoek en bevind dat dit wel so is, moet hy hom rein verklaar. Hy is rein, want hy het heeltemal wit geword. Indien daar enige rou weefsel op sy liggaam is hy egter onrein. Indien die priester enige rou weefsel sien, moet hy die persoon onrein verklaar, omdat dit 'n velsiekte soos melaatsheid is. Wanneer die rou weefsel egter gesond word en weer wit vertoon, moet hy weer na die priester toe gaan. Indien die priester hom ondersoek en sien dat die aangetaste plek weer wit geword het, moet hy die persoon rein verklaar, want hy is rein. As iemand 'n sweer op sy liggaam gehad het wat gesond geword het, maar in die plek daarvan is daar nou 'n wit of rooierige wit swelsel, moet hy dit aan die priester gaan wys. Indien die priester tydens die ondersoek bevind dat dit dieper as die vel lyk en dat die hare op die swelsel ook wit geword het, moet hy hom onrein verklaar. Daar het 'n velsiekte soos melaatsheid in die sweer uitgebreek. Indien die priester tydens die ondersoek bevind dat die hare daarop nie wit geword het nie, en dat dit nie dieper as die vel lyk nie, en dat dit verdof het in kleur, moet hy hom 7 dae lank in afsondering opsluit. Indien dit beslis in die vel versprei het, moet die priester die persoon onrein verklaar. Dit is 'n velsiekte soos melaatsheid. Indien die ligte vlek nie in die vel versprei nie, maar dieselfde bly, is dit die letsel van die sweer. Hy moet die persoon rein verklaar. Indien iemand 'n brandwond op die vel het, en die vlees daarvan verkleur in 'n wit of rooierige wit vlek, moet die priester dit deeglik bekyk en ondersoek. Indien die hare op die vlek wit geword het, en die vlek dieper lyk as die vel, is dit 'n velsiekte soos melaatsheid. Dit het in die brandwond ontstaan. Die priester moet die persoon onrein verklaar, want hy het 'n velsiekte. Indien die priester tydens die ondersoek bevind dat die hare op die ligte vlek nie wit geword het nie, dat die aangetaste deel nie dieper as die vel lyk nie, en dat die kleur daarvan verdof het, moet die priester die persoon vir 7 dae in afsondering opsluit. Indien die priester hom op die 7de dag ondersoek en bevind dat dit in die vel versprei het, moet hy die persoon onrein verklaar, want hy het 'n velsiekte soos melaatsheid. Indien die ligte vlek nie in die vel versprei het nie,
maar dieselfde gebly het, terwyl dit verdof het, is dit slegs die brandplek se swelsel. Hy moet die persoon rein verklaar, omdat dit slegs 'n letsel van die brandplek is. Wanneer 'n persoon, man of vrou, 'n aangetaste plek op die kop het, of die man het 'n aangetaste plek in die baard, en die priester die aangetaste plek bekyk en ondersoek, en bevind dat die plek dieper as die vel lyk, en daar sulke dun geel hare op is, moet hy die persoon onrein verklaar. Die persoon het 'n skurfte of uitslag. Dit is 'n velsiekte soos melaatsheid van die kop of baard. Indien die priester die aangetaste plek ondersoek en bevind dat dit nie dieper as die vel lyk nie, en ook glad nie enige swart hare op het nie, moet hy die persoon vir 7 dae in afsondering opsluit. Indien die priester die persoon op die 7de dag ondersoek en bevind dat die skrifte of uitslag nie versprei het nie, dat daar glad nie geel hare op is nie, en dat dit ook nie dieper as die vel lyk nie, moet die persoon alle hare afskeer, behalwe die hare rondom die skrifte of uitslag. Dan moet die priester die persoon vir nog 7 dae in afsondering opsluit. Indien die priester die persoon op die 7de dag bekyk en ondersoek, en bevind dat die skrifte of uitslag nie in die vel versprei het, of dieper as die vel lyk nie, moet hy die persoon rein verklaar. Die persoon moet sy klere was en sal dan rein wees. Indien die skrifte of uitslag in die vel versprei nadat die persoon rein verklaar is, en die priester by ondersoek bevind dat dit wel in die vel versprei het, hoef hy glad nie vir geel hare te soek nie, want die persoon is onrein. Indien die skrifte of uitslag egter nie verder versprei het nie, maar volgens wat hy kan waarneem, dieselfde gebly het, terwyl daar swart hare opgroei, moet die priester hom rein verklaar, want die skrifte of uitslag het genees. Indien 'n man of 'n vrou enige ligte wit vlekke op die liggaam het, en die priester by sy ondersoek sien dat dit dowwe wit vlekke op die vel is dit gewone velverwitting, en die persoon is rein. 'n Man wie se hare op sy kop uitval, is 'n kaalkop en is rein. Indien sy hare aan die voorkant uitval, raak hy bles en is rein. Indien daar egter 'n rooierige wit vlek op sy kaalkop of bles verskyn, kan dit moontlik 'n velsiekte soos melaatsheid wees. Wanneer die priester hom ondersoek en bevind dat die aangetaste plek op sy kop rooierig wit is in die swelsel en dat dit lyk soos die velsiektes wat op die lyf voorkom, het die persoon 'n velsiekte soos melaatsheid en is onrein. Hy moet definitief deur die priester onrein verklaar word, want hy is aan die hoof aangetas. 'n Persoon wat die een of ander velsiekte het, moet sy klere skeer en sy hare laat loshang. Hy moet ook sy baard en snor bedek terwyl hy uitroep, onrein, onrein. Vir die hele tydperk wat hy 'n velsiekte het, sal hy onrein wees. Hy moet buite die kamp alleen bly. Indien daar skimmel tevoorskyn kom op 'n kledingstuk, of dit nou wol of linne materiaal is, en of dit nou voorkom in die garing van daardie materiaal, of enige iets wat van leer gemaak is, en die aangetaste plek op die materiaal of leer liggroen of rooierig van kleur is dit 'n aansteeklike skimmel, en dit moet na die priester toe gebring word om daarna te kyk. Dan moet die priester die aangetaste plek ondersoek en bekyk, en dit vir 7 dae in afsondering toesluit. Op die 7de dag moet die priester dit weer bekyk en ondersoek. As die skimmel versprei het op die kledingstuk, materiaal of leer, is dit 'n aansteeklike skimmel. Dit maak nie saak waarvoor die artikel gebruik word nie, dit is onrein. Daardie kledingstuk, of dit van wol of linne is, of die leervoorwerp waarop die skimmel is, moet deur die priester verbrand word, omdat dit aansteeklike skimmel is. Indien die priester by sy ondersoek sien dat die besmetting op die materiaal of leer nie versprei het nie, moet hy beveel dat die voorwerp met water gewas word. Die priester moet daarna dit vir nog 7 dae in afsondering toesluit. Wanneer die priester die voorwerp na die 7 dae ondersoek en bevind dat dit niks aan die besmette gedeelte verander het nie, al het dit nie verder versprei nie, is dit onrein. Dit moet verbrand word. Dit is 'n skadelike skimmelinvreting aan die binne- of buitekant. Indien hy egter bevind dat die vlek, nadat dit gewas is, in kleur verdof het, moet hy die deel waarop dit voorkom uit die materiaal of leer skeur.
Indien die skimmel egter weer verskyn op die kledingstuk of leervoorwerp, moet daardie voorwerp verbrand word. Indien die skimmel egter verdwyn op die kledingstuk of leervoorwerp nadat dit gewas is, moet dit 'n tweede keer met water gewas word. Dan sal dit rein wees. Hierdie is dan die instruksies om 'n kledingstuk van wol of linne of enige voorwerp van leer rein of onrein te verklaar.